Johannes 17 vers 15, hy sê ek bid nie. Nou dit is nou belangrik dat ek en jy 'n gedagte sou hou, dat dit is Jesus wat hy bid tot die Vader. En ek wil hê jy moet mooi hoor, hy bid ook vir die disippels, hy bid vir die disippels, maar nie net vir hulle nie. Hy bid ook vir hulle wat deur hulle tot bekering sou kom. En ook vir die wat deur daardie tot bekering sou gekom het, tot in hierdie tydperk waarin ek en jy lewe. Jesus se gebed vanmôre raak ook vir jou wat vanmôre in hierdie plek sit. Ek wil hê jy moet na iemand toe draai en dan sê jy vir hom of vir haar, die Here bid hier ook vir jou. Sê ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Mense, dankie Here dat U bid vir ons ten opsigte van dit. Hy is die hoëpriester en hy tree in elke dag, elke oomblik vir elke een van ons wat 'n seun en 'n dogter van God is, wat 'n navolger van Jesus Christus is, mense wat 'n disipel is. Hy tree vir ons in by die Vader. En ja, ek hoor nou nog hoe hy bid en sê, Here, bewaar hulle van die bose. Want die bose, die duiwel is, man, hy's daarop uit om mense vas te hou, om mense, wanneer jy 'n bees melk met jou hande, ou boer, my oupa het altyd so gemelk, en ons het altyd saam gemelk. Mense dan knie agter jy daai bees, dat hy nie sy poot kan optel nie. Mense laat hy op een plek stil staan en jy melk hom. Net so kom die vyand en hy kniehalte kinders van die Here, wat nie in die autoriteit staan wat God vir hulle gegee het nie, en staan die vyand teestaan wanneer hy kom nie. Terwyl die woord sê, dat ek en jy kan die vyand teestaan, en wanneer ons dit doen, omdat ons aan die Here onderwerp het, sal die vyand van my af wegvlug. Jakobus 4 vers 7. Mense, hy sal van my af wegvlug. Dan kniehalter hy ons, dat ons, en dan melk hy ons. Ook nog, want hierdie prentjie sien ek baie duidelik. Hy melk ons, mense, hy mergel ons uit, tot ons op 'n plek is waar ek en jy, as ek net dink aan 'n getuienis van 'n man wat tronk toe is. Hy getuig, hy sê, hoe kom hierdie vyand en hy plant 'n saadjie in sy denke, en hy top daaroor, en hy doen dit, en op die einde van die dag beland hy in die tronk, vermoord. En dis presies wat die vyand doen. Hy mergel jou uit, dit soos wat ek gesê het, is soos 'n lemoen. Hy vat jou en hy druk jou op die grond, en hy rol jou, dat jy lekker sag is, en dan gooi jou teen die muur, en hy druk jou van al die kante af, en mense dan druk hy met daai vuilnaal 'n gat binne in daai lemoen, en hy vat jou, en hy druk jou, en hy suig elke bietjie wat hy uit jou uit kan kry, tot daar niks meer is nie, en dan breek hy hom oop, en dan vat hy hom, en dan eet hy daai vleis wat daar binne is, en as hy klaar is, dan gooi hy die dop weg, want jy nou use meer vir hom. Amen. Dan beland jy in die tronk. Mag die Here gee dat ek en jy vanmôre God se hart sal beleef en ervaar. Die duiwel hou ons vas in 'n leuen, en ons leef daardie leuen, en God se wil is dat ek en jy in die waarheid sal opstaan, en Jesus is die waarheid, en die woord van God is die waarheid, en die woord is Jesus Christus, die seun van God. Mense, dat ons in die waarheid sal wandel.